Kyk jy by ons reën het nou lekker. Ons het nou so 'n bietjie stilte, maar dit het omtrent al gereën. Goeienaand vir my Pastoor Stef, altyd baie lekker om saam met jou te kuier en veral op 'n donderdag aand, want ons weet die naweek lê voor. 'n Week is agter die rug. Sjoe, kyk, ek wil vir jou sê dit het omtrent 'n week en 'n half gewees hierdie, né? In 1 week. Nou ja, dit is lekker om saam met jou te kuier en mag vanaand ook vir jou een besonderse voorreg of een besonderse geseënde geleentheid wees om maar net vanaand ook so in die Here se teenwoordigheid saam te kan kuier. Altyd vir my baie lekker en ja, ons sit hierso in Sable Hills. Die opvangs is nie lekker nie. Ek weet nie wat fout is nie. Maar ek het opvangs en ek is hier saam met jou. Nou ja, Willie, lekker om saam met jou te kuier daar van Hartie se wêreld af. Man, dis lekker. Kyk, die onderwysers is omtrent druk besig. Hulle is mense dink hulle is meer op vakansie as iets anders, maar dit is eintlik nie so nie. Nou ja, dit is merktyd en dit is eksamens en dis om goed te aandag vir volgende jaar en alles reg te hê. Vanaand is my baie lekker om saam met jou te kuier en ek glo jy gaan vanaand sommer baie geniet in die Here se teenwoordigheid en stel jouself oop om te hoor wat die Here vanaand ook vir jou wil sê. Ek het in die week bedien en iets wat ek in Dinsdag aand se boodskap gesê het, as God jou hart het, het God jou lewe. Man, en dit het my nou omtrent aan die dink gehad, jy weet, en uit daai woordjie uit het ek sommer gesit en 'n boodskap geskryf en vanoggend gesit met klomp. Ja, toe ek op hierdie boodskap, jy weet, uitgegroei in my hart, eintlik al van Dinsdag aand af. As God jou hart het, het God jou lewe. En ek kon nie anders as om te gaan sit en 'n boodskap te skryf rondom dit nie. En vanaand gaan ek daaroor gesels en ek wil graag jou uitnooi om ook so jou hart oop te maak om te hoor wat die Here vir jou wil sê en ek sê dit altyd, maar ek wil dit weer sê vanaand, as jy kan die knoppie share druk. Nou dink 'n bietjie as ons honderde share kan druk en iemand kan tag, hoeveel mense kan na vanaand se boodskap luister. Ek wil jou uitnooi, terwyl ek gou hierdie water down, wil jy nie sommer net daai ou share knoppie druk op jou foon nie. Hi Poebe, hi Pieter, Leon, Lukie, lekker om saam met julle te kuier, Karen, Ansie, Eleonora, Christa, daar's Dragonfly, goeienaand. Annetjie, lekker om vanaand saam met julle almal te kuier. En met hierdie reën saam, nou ja, dan is alles mos groen. En jy weet, ons bly hierso in 'n oord amper kan ek sê, maar dit is eintlik maar net 'n soos is tyd en die kuddes loop hier rond en vreet op die gras, jy weet die varke loop hier rond, en nou dat alles so groen is, dan kom hulle eintlik ook uit die veld uit nie, maar jy kry hulle dat hulle hier in die bome kom eet, en dan is dit nou soos die bure se hondjies, wat so kef. Ek het al gevoel, ek wil hulle bietjie vroeër vanaand gedoop het, terwyl ek hier gesit het, maar dink die bure sal nie so happy wees nie, maar ek bly jy is vanaand hier en baie welkom en Here, dankie vir die voorreg wat ons het om na 'n dag stil te kan word voor U en vanaand die naam net groot te maak, die naam te besing, word verheerlik en ontvang so die lof uit my hart uit in Jesus se naam. Amen. Ja, ons het gisteraand 'n lekker gebedsessie ook gehad. Hi Corneille, ek glo dit gaan met jou ook goed daar in Amerika. Het is lekker om jou weer vir 'n slag te sien. Ek weet nou nie, is dit sy was ek dink op 'n stadium my juffrou Gauteng, my juffrou iets. Lekker om jou weer te sien vanaand. En mag elkeen van u vanaand sommer net saam kuier en die naam van die Here groot maak.
Ek weet nou nie wat hier aangaan by my nie, maar dit lyk vir my vanaand my preek op het, hy het nou gegroet, en vir een of ander rede wil hy nou nie vanaand die boodskap in die lig hou nie. Maar ek sal maar moet afkyk dan, en dan moet jy deel wat ek op my hart het. Spreuke 4 kom en hy sê in vers 23, en vanaand gaan weer een van daai besonderse aande wees wat ek weer eens vir jou gaan sê, as jy gaan uitmis, weet jy wat, dan gaan jy uitmis, maar bid vanaand en maak vanaand hierdie jou gebed om te sê, Here, ek wil hoor wat U ook vanaand vir my wil sê. En as jy dit doen, kan ek vanaand vir jou sê, gaan jy, ek sien nou net, die skroef het gebreek. Ok, so het help nou nie, ek probeer aangaan. Die skrif sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. En weet jy wat, Boeta Sissa, ek dink iewers moet ons op 'n plek in ons lewens kom, en daar's iets met die mens fout, dat ons so op en af gaan, en nooit gefokus en in 'n rigting kan gaan nie. En in hierdie mens wees van ons, wil ek jou uitnooi, om waar jy is vanaand, erns met God in jou lewe weer te meen. En ek wil vanaand vir jou sê, dit is nie ons prestasies, dit is nie jou mooi kar en jou bankrekening, of jou posisie, of jou uiterlike optrede, wat God ooit, jy weet, nodig het, en sy hart gaan steel nie, as ek dit so kan stel. God kyk nie wat voor oë is nie, en ek het dit genoem in die week, in van my boodskappe, hy kyk na wat binne in jou en in my aangaan. En God, wat na binnekant toe kyk, wil ek sê dat, hy kyk nie eers na jou dade nie. En dit is groot wat ek nou vir jou sê, hy kyk na jou hart. En ek dink baie loop met 'n miskonsepsie dat God die hele dag net daar staan en straf. En baie mense sê die hele tyd, ja, die Here straf my, dis kom dit met my gaan soos dit gaan. Nee, dit is glad nie die geval nie. Ek weet nie waar mense skrif kry en waar hulle dit uitkrap nie, maar hoor net wat ek vanaand vir jou sê. God staan nie nou daar wanneer jy verkeerd is om jou te slaan nie. 1 Samuel 16 kom en hy sê so mooi in vers 7. Hy sê, want die mens kyk na wat voor oë is. En jy weet wat die hartseer is dis wat ons as mens in ons lewens doen. Ek wil net gou hierdie bietjie terugsit, verskoon my net so bietjie. Ek wil net gou hierdie, vergewe my. Ek is nou met julle. Dis my hartseer om eintlik te sien hoe mense dit mis wat God eintlik vir hom en haar bestem het. En as ek hierna kyk, dan dink ek dit is presies hoe ons mens is. Ons as mens is so ingestel op die uiterlike, en hoor my vanaand, God kyk nie na die wat buitekant is nie. Die hart is die kern van wie jy is. En ek en jy moet besef hoe belangrik dit is om te verstaan vanaand dat God kyk na my en jou hart. En daarin lê jou denke, jou emosies, jou begeertes en jou wil. Moenie uitmis op dit nie, want alles wat jy en ek doen, vloei uit ons harte uit. Dink 'n bietjie hoe jy optree. Alles vloei uit jou hart uit.
En dis hoekom Spreuke 4 vers 23 sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. As God jou hart het, het God ook jou lewe. As God jou hart het, het hy jou woorde, hy het jou besluite, hy het jou reaksies, hy het jou toekoms. En vanaand moenie uitmis op dit wat God vir jou wil sê nie. Maar as die vyand jou hart kan verdeel, en dit is wat hy hierdie dag en uur besig is om te doen, om harte te verdeel, om jou hart te wil verhard. Dalk het iets gebeur, dalk het iets op jou pad gebeur, dalk het iemand iets gesê, en jou hart het hard geword. Ek wil vanaand vir jou sê, die oomblik wanneer jy jou hart verdeel, weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan jou fokus verloor, en ek kyk so baie na mense, en ek sien, hulle verloor hulle waardes, en hulle verloor ook so hulle geestelike krag, en hulle verloor hulle fokus. En jy moet pas op, en dat jy nie in daai struik trap nie. Ek wil 'n paar waarhede vir jou uitlig. En luister gou na dit. Wat beteken dit as God jou en my hart het? Wat is die gevaartekens van 'n verdeelde hart? En hoe gee ek my hele hart weer aan God terug? En vanaand as jy by 'n plek is waar jy afgedwaal het, of waar jy vanaand sê, Stef, ek het nodig om terug te kom waar God wil hê ek moet wees, en wat ek weet ek moet wees, wil ek gaan by punt nommer 1 stil staan. Wat beteken dit as God jou hart het? Ek wil vanaand vir jou sê, God is en moet jou eerste liefde wees. Matteus 22, ek lees gou vir jou wat sê in vers 37, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Wanneer God jou hart het, beteken dit, hy is nie net deel van jou lewe nie, hy is jou lewe, hy is jou alles, hy is jou hele lewe. En dit is nie meer net oor godsdiens of oor gewoontes nie. Jy kom by 'n plek en jy besef dit is oor 'n verhouding, en dit is oor intimiteit. Dis om in liefde met God te kan wandel, om daai liefde te kan ervaar wat jy vir niemand kan beskryf. Dit is 'n liefde wat so intens is, dit is 'n liefde wat so groei, om te sê, Here, ek soek nie net u hand nie, ek soek u hart. En dit moet vanaand ook jou hart wees, om by so 'n plek te kan kom om te sê, Here, my alles. Ek wil u in elke faset beleef, en ervaar. En vanaand moet jy ook weet dat jy kan nie jou hart verdeel nie. Jy kan nie God en mammon aanbid nie. Jy kan nie God soek en jy wil nog die wêreld aanhang nie. Tweedens het ek agtergekom, jou begeertes word sy begeertes. Hoekom sê ek dit vanaand vir jou? Psalm 37 het ek al 'n paar keer op hierdie platforms genoem en gekwoteer. Hy sê in vers 4, vind jou vreugde in die Here, dan sal hy jou gee wat jou hart begeer. Ek sê vir jou weer, vind jou vreugde in die Here, dan sal hy jou gee wat jou hart begeer. Wanneer jy en ek by 'n plek kan kom om ons vreugde in God te vind, begin jou begeertes verander. Jy begin wil hê wat God wil hê. Jou aandag is meer op hom gefokus. Sy planne word my planne, word jou planne.
En sy prioriteite raak ook jou prioriteite in jou lewe. Ek hoop vanaand jy hoor wat ek vir jou sê. Dis nie meer Here seën my planne nie. Want ons is so baie gelei, jy weet, so gemaklik om dit te sê. Maar jy kom op 'n plek wat jy dan sê, Here, jy sê nie, Here, wys my u planne. Jou lewe en my lewe moet kan vrug dra. Dis 'n derde punt. Johannes 15 kom in vers 5, hy sê, wie in my bly en ek in hom dra veel vrug. Die toestand, en nou moet jy hoor wat ek vir jou sê, die toestand van jou hart bepaal die vrug wat jy en ek in ons lewens dra. As jou hart in God geplant is, sal jou lewe vrede, sagmoedigheid, geloof en liefde weerspieël. Dit sal manifesteer. Ek en jy hoef nie te probeer heilig lyk nie. As God jou hart het, dan lewe jy 'n heilige lewe. Jy gaan nie daarna strewe nie, jy gaan dit leef. Want jy's uitverkoop. Ek kom terug en ek het die eerste punt nou met jou gedeel, en wat vir my so uitstaan, daar's gevaartekens. Wanneer iemand se hart verdeeld is. En vanaand moet jy jouself afvra, waar is jou hart? En hoe lyk jou hart? En is jou hart nie verdeel nie, want ons moet vanaand baie sensitief wees. Dat God soek jou hele hart, hy sê jaloerse God. En ek kan nie God halfhartig dien in my lewe nie. Openbaring sê in vers 4 in hoofstuk 2, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Sjoe. Wanneer jy meer soek na seëninge as na die God van die seëninge, het jou hart verskuif. En toe ek dit neerpen, toe dink ek nog, ons 'n paar goed wat ek vanaand gaan sê, wat hard gaan klink en gaan onbybels klink, maar dit is so korrek. Wanneer jy meer soek na seëninge as na die God van die seëninge, is jou hart geskuif, Boeta. Want jou fokus skuif van aanbidding na ontvang. En God wil hê ons moet hom lief hê vir wie God is, en nie vir wat hy doen nie. Hierdie is groot. Want tweedens kan ek by hierdie punt kom om te sê dat jou geloof skommel saam met jou emosies. En in hierdie dag en uur is ons mos maar, mense sê ek is emosionele wrak. As jy goed voel, hoor baie mooi wat ek nou sê, glo jy sterk. As jy swak voel, twyfel jy baie makliker. As alles mooi loop, en jy voel goed, en dinge loop net mooi, maar dan voel jy ook sommer sterk. Maar as jy swak voel, man, dan is jy ongelowig, en dan twyfel jy. Geloof in jou en my lewe is nie gegrond op gevoel nie. Dis gegrond op God se karakter. 'n Verdeelde hart, en ek sien dit so baie in gelowiges. Verdeelde harte leef volgens emosies. 'n oorgegewe hart aan God leef volgens sy waarheid. Niks anders dan nie. Nog 'n gevaarteken is onvergewensgesindheid en nou moet jy hoor wat ek vanaand sê. Onvergewensgesindheid
moet jou gebed vanaand wees om sê, Here, haal hierdie wortel van onvergewensgesindheid uit my menswees uit. Onvergewensgesindheid is soos 'n kanker. En dit sal bewys. Dit verander in bitterheid en dit maak dat dit omsit in 'n kanker. Ek praat met jou vanaand oor 'n hart wat oorgegee is aan God. En dit vra oorgawe. Dit vra alles. Hoekom is onvergewensgesindheid so groot saak? Hoor wat sê die woord, nie Opinie 3 vers 16 of die Pieterse vertaling nie. Markus 11 kom, en hy sê in vers 25, en wanneer julle staan en bid, vergewe as julle iets teen iemand het. Nou gaan ek vir jou iets sê. Niks steel God se plek in jou hart so vinnig soos 'n wrok nie. Een wrok. En as jy vanaand mooi luister wat ek sê, en ek praat oor jou hart, dan wil ek vanaand vir jou sê, niks steel 'n mens se hart en vernietig 'n hart so vinnig soos 'n wrok nie. Onvergewensgesindheid. 'n bitter hart kan nie vol van God wees nie. Ek weet nie wat dit is ek ken nie bitter in my lewe nie. Ek het dit nog nie beleef nie. Dank die Here, dis genade. Jy kan nie vrede hê as jy mense in jou binneste vasbind of vervloek nie. En die ergste van alles is dat daai mense weet nie as jy loop met 'n wrok en met bitterheid en met onvergewensgesindheid in jou hart nie. En al wie onder dit ly is jy, meneer. Is jy, mevrou. En jy mis dit. Wanneer jy ander vryspreek, maak jy jouself vry. En hierdie is een van die aspekte van Vader se hart. As jy jou hart gaan verhard, as jou hart stikkend is, as jy nie nader kan kom aan God en God in sy volheid kan geniet nie, is hierdie een van die wortels en sleutels wat maak dat mense dit mis wat God vir hulle instoor het. En dit is 'n bitter, onvergeefde hart. Nog iets wat 'n gevaarteken is dat mense raak gewoon en gemaklik met sonde in hulle lewens. Jy sal sien Renier plaas my nommer en ook so Ivan hulle op TikTok en op Facebook. Kom my nommer as jy nog nie op ons WhatsApp groep is nie. Vanaand se boodskap gaan ek daar plaas en my dagstukkies môreoggend 5:00 gaan ook daar wees. Moet dit nie mis nie. Hebreërs 3 vers 13 kom en hy sê, sodat niemand van julle verhard word deur die verleiding van sonde nie. Kyk, Elmarie sit ook my nommer daarop, dankie. 'n verdeelde hart maak vrede met dinge wat God bedroef. En dis my hartseer. Dis en ek het dit onlangs iemand gesê, dis die stadigste vorm van geestelike verslapping. Jy voel minder en minder bewus van God se stem in jou lewe. As jy die stemme hoor, dis nie by my huis nie.
Ek dink my bure bou partytjie op 'n donderdag aand. Vrydag het vroeg gekom. Jy raak so gemaklik met sonde. En ek sê dit altyd, wanneer jy iets gedoen het, dan voel jy skuldig en naderhand dan oor en weer dan na 'n week dan is dit nie meer vir jou erg nie. Die eerste keer om oor daai tou te trap, dan kom jy by die huis of voel jy, ek het soveel mans wat by my gesit het en vrouens wat sê, toe ek oor daai tou getrap het, ek sleg gevoel. Maar na 'n week het ek weer teruggegaan in daai man se arms. Na 'n week het ek weer geval vir dit en daai stem van die Heilige Gees het net stiller en stiller geword in my lewe. Dis wanneer afval en jy weet ek 'n louheid plaasvind. Jy raak gemaklik vyftens om nie meer God se stem te hoor nie. En dit is vir my baie hartseer, want Psalm 46 sê in vers 10, wees stil en weet dat ek God is. Wees stil en weet dat ek God is. Baie verstaan dit nie. En vir my is dit so belangrik, wanneer geraas en afleiding die oorhand in jou lewe kry, raak God se stem stiller en sagter in jou menswees. Dis nie dat God nie praat nie. Ek wil hê jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê. Dis dat ons nie meer stil genoeg is in ons lewens om te luister nie, want 'n verdeelde hart het te veel stemme. 'n Oorgawe hart het net een. Hy luister net na een stem. As jy oorgegee is daar net een stem wat vir jou duidelik is. Maar 'n verdeelde hart, hy's hier en hy's daar, hy luister na baie. En dan is dit moeilik om die stem van God te hoor. Ek wil jou uitnooi om oorgawe te maak, oor te gee. Derdens, hoe gee ek my hart terug aan God? Wel, dit is nodig dat jy en ek op 'n plek kom om weer te erken en eerlik te wees waar ons is in ons lewens. Psalm 139 sê vers 23 en vers 24, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. God kan net genees wat jy en ek erken. En jy moet my hoor vanaand, wanneer jy en ek op 'n plek in ons lewens kom om eerlik te wees, dan gee ons toegang aan God om te kan werk. Dan moet ek op 'n plek kan kom om te kan sê, ek erken eerlik waar ek is, en tweedens, maak ek weer ruimte vir intimiteit met God in my lewe. En dis waar ons moet wees. Nie elke ontmoeting met God, hoef 'n versoek te wees nie. En dit is my hartseer om te sien, mense wil net die hele tyd, nee, Here moet dit doen en dit doen en dat doen en dat doen. Jy hoef nie altyd net 'n versoek aan God te gee nie. Sit by God. Ek wil vanaand vir sê, aanbid God sonder om gejaag te voel. Word weer stil in sy teenwoordigheid en laat God weer besig geraak en hierdie hart van jou aanraak. Ek wil vanaand vir jou sê, in my lewe het ek agtergekom, dis waar my siel asemhaal is by God se voete, is in God se teenwoordigheid. En dan moet ek op 'n plek aankom om te kan sê, om terug te keer en 'n hart terug te kan gee aan God. Jy weet, is om vanaand te kan sê, vernuwe jou oorgawe daagliks.
Kom uit jou routine uit, Botassus. Kom uit jou godsdienstraamwerk uit. Begin God vir meer te vertrou. Waar jy vanaand sit, is om jou hart oor te gee in oorgawe aan God. Elke dag, natuurlik in jou en my lewe bring sy eie stryd. Ek sien my vriend Or van Pletsen is hier iewers nou gewees. Ek het hom gesien, hallo sê. Hy het die 3 minute bediening. En julle moet dit gaan volg. Op TikTok en op Facebook. Toe ek in Ceres die pastoor was hy op Lichtenburg die pastoor. En ek het altyd na hom gekyk, hy het die mooiste preek altyd gepreek, ek kon ure na hom luister. Org, het is lekker om te sien, jy doen wat God jou voorgeroep het nog steeds. Niemand kan dit van jou en my wegvat, as jou hart aan hom behoort nie, aan God behoort nie. En ek sê dit, elke dag het sy stryd, en sê daagliks, Here, ek gee my hart weer vandag, vorm my, lei my, vul dit. Dis nie net 'n eenmalige gebed nie, Botassus, dis 'n leefstyl. Dis 'n leefstyl. Spreuke 23 sê in vers 26, my seun, wat sê hy, my seun, gee my jou hart. Gee my jou hart. God vra nie vir my en jou prestasies nie, hy vra vir 'n oorgawe om te maak. Wanneer jy jou hart gee, gee jy jou lewe. 'n Hart wat oorgegee is, bring vrede, vreugde en het 'n doel. Laat hierdie jou gebed wees. Here, ek gee en net my tyd of 'n lied. Ek gee my hart. Ek gee my alles. U is my hart. U is my hart en u het my hele lewe. Vanaand kan ek jou baie dinge nog sê. Maar vanaand is dit vir my hartseer om te sien hoe baie in die stryd daar buite ingee. Moenie ingee nie. Moenie jou hart verdeel nie. Daar's baie stemme wat ek en jy kan volg en na luister. Maar kom ons harte en ons stemme, ons harte is oorgegee aan God. Ek weet vanaand dat in die laaste paar weke het God met ons aanlyn so baie gepraat en ek raak opgewonde om te sien, jy weet, in die aande, ons is, ek dink so gemiddeld so 14,000 mense wat kyk. Dink hoeveel het hierdie week die woord gehoor. Dink as soveel dit kan share en iemand tag en iemand kan uitdaag op die markplein om oor te gee. Vanaand wil ek saam met jou bid. En ek wil, jy moet ook by 'n plek kom om dit jou hartsgebed te maak. En te sê, Here, vanaand kom ons en ek bring my hele hart voor U. En ek erken vanaand dat daar is dele waar ek in my lewe U nie heeltemal vertrou nie. Here, reinig my, Here. Neem my seer, neem my trots, neem my sonde en my vrees. Dankie vanaand dat ek kan kom by 'n plek om te kan sê, en elkeen van ons vul ons met die teenwoordigheid en gee aan ons in U hart. En dat ons voor U 'n offer sal bring wat aanvaarbaar is. En vanaand, Here, verklaar elkeen van ons, U het ons harte, en daarom het U my lewe, in Jesus se naam. Amen.
stap in oorwinning. Onthou Sondagoggend 10:00, kyk om saam met jou te kuier. Ons is altyd beskikbaar. My nommer verskyn op die platforms. As jy gebedsversoek het, as jy wil hê ons moet saam met jou bid. Iemand vra vir wat vra die mense alles om te bid. Hulle vra tot vir Tantini se papegaai. Wat die papegaai het al sy sig verloor. Pastor, bid net vir daai hondjie, bid net vir daai voeltjie. ek bid en ek dra alle hierdie gebedsversoeke op aan die Here. En ek raak nie moeg, ek raak opgewonde, want ek weet God het iets moois in stoor vir een en elkeen. Moenie uitmis wat God vir jou in stoor het nie. Ja, Neil, ek dankie Neil. Hy sê sterkte vir Karen. Ja, Karen het môre die begrafnis van haar vriendin wat vermoor is. En ja, dit is my hartseer om te dink dat in ons regstelsel het hulle nog niemand eens gevang. Dis môre die begrafnis en ja, Dinsdag gaan Karen in vir by die 6 ure se operasie. En ons vertrou ook die Here daar vir 'n groot werk en dat God ook by ons sal wees. Ek gaan volgende week se dienste opneem, want ek dink jy verstaan, ek gaan bietjie besig wees om, jy weet, volgende week, Saterdag het ek ook 'n afsluiting en die week op volgende week, alles begin nou na afsluitings toe te gaan. Maar ek gaan volgende week se dienste, is ek baie oor opgewonde. En ek wil jou net uitnooi, moenie wag. Ja, Karen se operasie is Dinsdag. En moenie wag om 'n notification te kry dat ek live is nie. Gaan maar net 8 uur na my page toe en jy sal die boodskap kry of dit live is of opgeneem. Maar ek is opgewonde oor dit wat God doen. En dan wil ek ook vir jou sê, jy weet, moenie moeg word om goed te doen nie. Moenie moeg word om op te staan, want ons gaan altyd dinge hê. En vanaand is ek opgewonde vir dit wat vir jou in stoor is. Ek het vandag vir iemand gesê, jy's op die beste plek, is om God jou nommer 1 te maak. En ek wil jou ook uitnooi, hou God nommer 1, maak hom alles. Ek kyk uit om Sondag saam met jou te kuier en ja, bid vir my ook. Ek het ook my dinge en dit sal goed wees as jy vir my bid. En mag Here jou ryklik seën. Ek sien uit om Sondag saam met jou te kuier. Pas jou op. Kyk mooi na jouself. Dien die Here in oorgawe. Soek die Here met alles in jou. Dit's lekker gewees en ek is dankbaar vir elkeen van u wat ingeskakel het. En ek bid vir jou promosie in die Here. Ek bid vir jou herstel. Ek bid vir oorgawe. Ek bid vir dit wat jy deurgaan, vriende van my. Ek het julle gesê gister is my vriend begrawe en vandag sy dogter, hulle stikkend nog steeds. Vir elkeen wat deur seer en pyn gaan. Weet dat ons saam met jou bid. Dit's lekker gewees om saam met julle te kuier. Pas julle op, lekker slaap, né? God bless.